Het jy geweet, jy kan na Onderwêreldse audioboek luister op Amazon. Hier is 'n uittreksel. Dis hoe vrees voel. Vuur blits deur jou lyf. Elke senuwee ruk wakker. Adrenalien gooi jou gedagtes in snelrad. Jou oë sper oop, jou asemhaling hou op en jou borshalte pers saam. En jy hoor dit, jou eie hart. Klop, klop, klop. 'n Onbekende geluid maak hom wakker. Of dalk is dit iets in 'n droom wat sê, staan op, jy moet omkeer. Dit is waar die vrees begin. Af met die donker gang stap hy nou. Sy keel trek toe. Die vuishoue van sy hartklop hamer al vinniger. Hy het lus om terug te draai, weg te hardloop. Maar hy is byna by daardie vertrek aan die eind van die gang. Dis daar waar die lig brand. Dis daar waar sy oë vanaand sal oopgaan. Hy kan skaars sy eie voete val hoor op die diggeweefde mat. Sy asemhaling is vlak, maar elke asemteug word mettertyd dieper, dringender as die vorige een. Nou is hy by die halfoop deur van sy pa se studeerkamer. Jy moet omkeer. Keer dat hy wat doen. Hy staan eers net daar, luister. Hy hoor die krieke buite die huis, 'n motor in die straat. Uit die studeerkamer kom die geritsel van papiere. Die lig wat onder deur die deur skyn, verlig die punte van sy tone. Hy ruik die houtdeur se politoer, die bekende reuk wat oral in hulle huis hang. Sy vingers raak aan die deurhandvatsel en die koue stiere skok deur sy 11-jarige lyf. Daar kom 'n geluid uit die studeerkamer, soos 'n verskrikte dier dalk. Nee, dit is 'n mens. Dit is sy pa. Die seun stoot die deur heeltemal oop. Wat hy voor hom sien, word die eerste snydende skreeugeluid wat deur sy grootwordjare sal ego. Sy pa se groot lyf half oor die lesenaar gebuig asof hy besig is om te skryf, maar in sy hand is daar nie 'n pen nie. Daar's 'n 9mm pistool in sy geklemde vuis. Een vinger is om die sneller. Die seun sien die fyn haartjies op sy pa se vingers blink in die lig van die lesenaarlamp, sy kneukels wit van die spanning. Sy pa se oë is vasgevang deur die swart metaal, asof hy nie meer weet waar hy is nie. Asof hy onbewus is van die leerstoel waarop hy sit agter sy groot lesenaar. Asof hy nie weet van die lamp se lig wat op sy gesig skyn en hom laat lyk soos die monsters waarvan die seun gedroom het toe hy jonger was nie. Die een kant van sy pa se gesig is helder verlig, die ander kant in skadu. Is dit sy pa? Wonder die seun nou. Is hy nie dalk 'n monster nie? En is dit nie net 'n droom waar hy sy regte pa hom net nou sal wakker maak, vir hom water sal bring om hom te kalmeer nie? Kalmeer, dis wat hy nou moet doen. Maar dis nie so maklik nie. Nie as jou hart besig is om jou ribbe stukkend te slaan nie. Volg die skakel op my webblad vir die hele audioboek.